Goeiemôre, dit is donderdag die 13de Augustus. Vanoggend lees ons weer Romeine 11 vers 33 tot 36. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee vir hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons is baie keer geneig om vir die Here voor te skryf hoe hy die probleme in ons lewe moet oplos. Daai vers 34, waar Paulus oor die Here dink, vers 33, oor die diepte van sy rykdom, wysheid, kennis, dat ons nie verstaan wat God is en wie hy is en wat hy doen nie. Dan vers 34, wie ken die bedoeling van die Here, wie gee vir hom raad? Ons sal baie keer geneig wees wanneer ons vir die Here bid om ons te help, dat ons sommer klaar die oplossing het. Dat ons sommer klaar vir die Here wil sê hoe hy die goed moet doen. En dan sê Paulus, wie van ons ken regtig God se wil? Wie gee hom vir hom raad gee? Wie kan beter verstaan wat in die wêreld en in die lewe aangaan, ja ook in jou lewe, as God? God wat jou gemaak het, God wat jou deur en deur ken. Ja, soos die psalmdigter sê, God wat jou gedagtes ken, jou sit en jou opstaan, nog voor die gedagtes by jou opkom, weet God al wat dit gaan wees. Ons kan nie vir God voorskryf in ons lewe nie. Al wat ons kan doen, is om terug te sit en 100% op hom te vertrou. En nie terug te sit en niks te doen nie. Ja, ons leef 'n dankbare lewe. Ons leef 'n lewe waar ons elke dag werk en besig is, maar 'n lewe waar ons afhanklik is ook van God. En weet, besef, onthou, dat hy die alwyse een is. Dankie Hemelse Vader dat ons in u genade en in u krag en in u wysheid kan lewe. Here, leer ons geduld om te verstaan, om te onthou, om te wag. Ons kan baie keer so ongeduldig raak en soms self planne maak. Ja Here, ons kan baie keer na u toe kom in gebed en vir die somme voorskryf hoe u ons wil hê, u ons probleme moet oplos. Vergewe ons daarvoor en leer ons geduld. Leer ons vertroue en besonder op u. Here, dankie dat ons kan lees in die Bybel dat u almagtig is, dat ons om ons die skepping kan sien en besef hoe groot u werklik is. Dankie dat ons kan deel wees van 'n geloofsgemeenskap. Mag ons as gelowiges saam u dien, u verheerlik. Ja Here, saam u lof en eer verkondig. In Jesus Christus se naam. Amen.